Hartlik welkom elkeen vanmôre, juist vir die Here. Ek neem aan almal wat hier sit vanmôre, julle is waterproof. Dis 'n goeie kerk, dis mag die Here julle ryklik seën. En mag ons in die hand van die Here ontvang dit wat hy vir ons vandag het. Kyk na die persoon langs jou en sê vir hom, die Here het jou werklik waar mooi gemaak. Prys die Here, dan gaan ons staan, ons sal die naam van die Here bid maak, terwyl ek vir my so 3 vrae vir ons voortgaan, en dan pas vir die Nou Hemelse Vader, ons dankie vanoggend vir die goedheid en die guns, die liefde en die genade, Koning. Dankie Here dat ons vanoggend nie kan wees in hierdie erediens, en Here dat die woord wat sal uitgaan, Here, sal diep sny vanoggend. En Here dat dit sal inslag vind in elke hart, siel en gees. En Here dat jy pastoor Kiewit se stem, sy mond, sy lippe, sy tong sal aanraak, sy gedagtes sal aanraak met 'n voel uit die offeraltaar uit. Sodat hy sal spreek wat nie op sy hart gesit het. Niks minder nie, niks meer nie. Here, elke lofsang wat U sal opgaan vanoggend, en dit sal wees tot verheerliking van U naam, Here. As 'n aangename geur op die troon, Here, in Jesus naam. En ek dank U, Here, vir die wonderlike woord wat U vir ons gegee het, wat U sê, tereg in die woord, en woord se lig vir ons pad, en 'n lamp vir ons voet, Here. En dit is inderdaad so, Here. En ons eer U daarvoor, Vader. Vader, word nou verheerlik deur ons lofsange, en ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Yes, amen. Ons staan ons maak die naam van die Here groot. Broer, daai stem van jou wat jy nie stop het, behalwe in vanmôre. Ons nou hartlik aan saam sing die naam van die Here groot maak. Kom ons staan, ons maak sy naam groot. Halleluja.
As jy vanmôre besluit het, as jy vanmôre pas op langs die gedagte, maak die saak waar dit is nie. Die boek van 1 Korintiërs 1 vers 3, vers 16 sê, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is. As jy die Engelse verklaring gaan lees van dit, dan praat hy van die gemeente kollektief. Weet julle nie. Wat 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, weet jy nie, met ander woorde, jy as individu, dat jy 'n tempel is van die Heilige Gees. En saam is ons die tempel van die Heilige Gees, die wat 2 vers in die Engelse verklaring is. En dit is hoe ons vanaand môre gesê. As daar enige probleem is wat jy kwel, skuif hom op die agtergrond, skuif God nader aan jou. Want as ek my Bybel so vat en ek hou hom voor my, sien ek te veel van hierdie gemeente. Maar hoe verder op weg skuif, hoe meer sien ek. En ek vra môre, kom ons kyk God nader ons. Kom ons beweeg ons uit hierdie moedigheid môre. En na elke probleem wat ek sê, Here, U is groter as my probleem. U is meer as my probleme. Elia sê vir Gasie, hulle wat by ons is meer as wat by hulle is. So hulle wat by ons is meer as wat die vyand gaan gooi. Ek en jy. So kom ons sing hierdie lied. Bigger than all my problems, bigger than all my prys die Here. Kom ons maak. Nothing is too difficult for you.
Here is 'n vaste vertroue. Die dinge wat so bewys van dit wat ons gesê het, maar die sleutel daarvan het ek vir u gesê. Daar's twee wat saamloop, geloof en vertroue. En ons het vanmôre in die geloof gesit. Ons vertrou vir deurbraak op God. Daarom sal ons ontvang dit wat ons nog nie gesien het. Prys die Here, Here, ek wil u eer, ek wil u loof. Groot en heilig en gedigtig. U bly vir ons die God van wonders. Here, u bly die roos van Saron, die lelie van die dale, die blinke mors. Here, u is die opstanding, u is die lewe, die weg, die waarheid. Here, u is die rots waar agter ons kan skuil vanmôre. Here, tog doen u bemoeienis met ons. Wat is die mens dat jy nog doen? Here, dankie vanmôre vir die voorrecht. Spesiaal waaraan ek ons. Halleluja. Oh
Here, dankie dat ons weet ons lofoffers en ons dankoffers. Die troonkamer bereik. Here, dat ons lofoffers en ons dankoffers, as wat Openbaring met ons sê, daardie goue bierepapke opgeneem sal. Ja. Saam met die gebede van die Heilige Gees sal word. Ja. En op die bestemde tyd weer oor die kinders uitgespaard word. Here, wat ons weet, ons lofoffers, ons dankoffers, ons gebede, na U toe gaan nooit verloor nie. U vergaar dit, want dit is vir U belangrik. Ja. Dis 'n toonbeeld van ons liefde vir U, Here, en daarom bewaar U dit, Here, in die troonkamers. Here, as ons môre net kan besef hoe belangrik dit is as ons U naam verhef, Here. Ja, asseblief, dankie. Dat U dit ontstoor hou, sodat U Uself kan altyd herinner aan dit, Here. En vanmôre sê, Here, dat ons in die teenwoordigheid kan vertoef vanmôre. Met 'n rein hart en skoon gewete, met die wete, ons hele lewe op ons aan U by. Daarom vra ek Here, seën elkeen in Jesus Christus naam. Amen. Baie dankie vir die sitplekke inneem. Dankie vir die musikaal ons voorsangers. Prys die Here. Mag die Here julle ook ryk seën. My tema wat ek met u môre wil deel is wanneer God spreek, wie kan ons swyg? En terwyl ek hierdie week sit met hierdie tema, ek probeer altyd gaan kyk of ek iets kan kry wat aansluit by hierdie gedeelte wat ek wil bedien, of die gedeelte wat ek wil bedien. En in hierdie week kon ek regtig waar gesit kry tot aanvulling van my boodskap nie. Die Pia hier voor by die klavier staan, as ek besig met tablette te vertel, sy my herinner sy my aan 'n ding wat ek lank terug gelees het, en seker baie van u ook al, wat eintlik van toepassing op hierdie boodskap, wanneer God spreek, kan niemand swyg nie. Dit is van die ou dame wat in 'n woonstel gebly het, baie 'n sterk verhouding met die Here gehad het, maar sy het swaar gekry. En gereeld die Here gevra om plan te voorsien. En laas het 'n erkende ateïs gebly. En hy het altyd gehoor hoe smeek hierdie tannie en hoe bid sy en hoe roep sy tot God. En sy kom weer bestaan dat sy ernstig tot die Here vra, sy het nie kos, die Here nie op 'n bonatuurlike wyse sal voorsien. En hierdie ateïs besluit, dit is nou sy geleentheid om hierdie situasie uit te byt. Te wys dat dit nie God is wat voorsien, maar hy, die Bybel. En hy vat 'n boks en hy sê, kom, kry nie waarin, hy gaan klop, hy sê dan nie, die sê, kry nie zware. Hy sê, geworden bid. Hy sê, prys die Here, dat die Here selfs ateïs kan gebruik om my te voorsien. So dit is ons God, alhoewel daar is 'n beperking. En dit is wat ek en almal môre, dit is so aanvullend op my boodskap. In die boek van Amos. Nou Amos is eintlik, as jy hom gaan lees, is eintlik 'n eindtydse profetiese boek. Nie 'n baie belangrike profeet, maar ons gaan vanmôre sien, en ek voordat ek gaan na my geleesde gedeelte, Amos 3 vers 3 tot 8, wil ek net 'n bietjie agtergrond gee. Hoekom het Amos is staan in die boek van Amos? En ek wil hoofstuk 7 vers 13 net lees. Dat Amos was 'n gewone skaapherder en hy het met vyebome geboer. En hoor wat gebeur. Hy sê vers 13, maar in Bethel mag jy nie meer profeteer nie, want dit is die koninklike heiligdom en die tempel van die ryk. Met ander woorde, Amasia sê vir hom, en Amasia was 'n priester geweest, afgodspriester. Hy sê vir Amos, jy mag nie meer profeteer nie, want dit is 'n heilige stad van die koning hierdie. Hy sê, toe het Amos geantwoord en aan Amasia gesê, ek was geen profeet en ook geen profetiese nie, maar ek was 'n veewagter en 'n kweker van willepaaie boom. Maar die Here het my agter die kleinvee weggeneem en die Here het my aangesê, gaan heen, profeteer teen my volk Israel. Hoor dan na die woord van die Here. Jy sê, jy mag nie teen Israel profeteer nie, jy mag geen woorde laat druppel teen die huis van Isak nie. Alhoewel, jy mag nie goeie dinge sê van die huis van Israel. Nou wat is die rede hoekom
die Here vir Amos geroep het, om teen die huis van Amasia en die volk van Israel en Juda. Daar was 8 stamme wat teen wie hierdie profesie uitgegaan het, as jy hoofstuk 1 gaan lees. Die eerste een was Damaskus in Syrië. En hoekom moes hy oordeel van hulle oor hulle spreek? Die rede daarvoor, mense het van Gilead, hulle die mense in Gilead uitgemoor. Met ander woorde, hulle die kinders van Israel, God se kinders, het hulle uitgemoor. Die tweede groep wat hy uitgespreek is die Filistyne in Gaza. Hy sê al mense gevang en na Edom uitgevoer en uitgelewer. Met ander woorde, hulle die Christene, die Jode gevang en uitgelewer aan hulle vyande. En dan Tyrus, ook mense aan Edom uitgelewer, hulle ook die mense gevang en uitgelewer. En dan Edom, wat belangrik is, hy het Israel vervolg en nie gespaar nie, die Edomite. En almal baklei oor grondgebied, en die ergste van almal is, hy die vroue sonder vrouens, as jy gaan lees, het hulle buik opgesny en daardie kinders het hulle vermoor. En alhoewel hulle was wreedaardig geweest, en daaroor die oordeele van God ook oor hulle uitspreek. En dan kom hy by Moab, die koning van Edom, wat hulle die liggaam van Edom, die koning van Edom verbrand het, wat 'n vernedering was en teen die reëls van God gewees het. En daarom is daar oordeel ook oor hulle. En Juda, wat ons weet, die onderpunt, die suidelike deel van die 12 stamme, en dan noord het ons die 10 stamme van Israel, maar Juda onder, wat het hulle genoem? Hulle het die wet van God verwerp, hulle het die wet van God nie gehandhaaf nie, terwyl dit die plek is wat vir God belangrik is. Israel, eerlike mense vir geld verkoop, wat nie hulle skuld kon betaal. Dan word hulle die armes uitgebuit. En dit is die rede dan, dat die Here kom, en hy sê vir almal, hy roep hom in hoofstuk 7, hy sê, gaan spreek teen Israel. Gaan vertel vir hulle, wat is die oordeel? Nou as jy hoofstuk 1 lees, dan praat hy van 3 of 4, dinge wat ek ken julle. Nou daai 3 of 4 is nie presiese oordele wat hulle het nie. Daar's klomp oordele, maar dit verwys na baie oordele. Met ander woorde, hier is net belangrike goeders wat hulle genoem het, sodat die oordeel oor hulle gespreek sal word. Maar dan kom hy in hoofstuk 3, sê hy vir ons, hy sê vanaf vers 3, julle alleen, hy sê vers 3, sal 2 met mekaar wandel, tensy hulle eers afgespreek het nie. Sal 'n leeu brul in die woud, as hy geen prooi het nie. Sal 'n jong leeu sy stem uit die bleekplek laat hoor, as hy niks gevang het nie. Sal 'n voël in 'n net val op die grond, as daar vir hom geen stryk gestel is nie. Sal 'n wip in die grond af opspring, as dit glad nie gevang het nie. Dan vers 6, sal die bassein in die stad geblaas word, en die bevolking nie skrik nie. Sal daar 'n onheil in die stad voorval, 'n stad voorval as die Here dit nie bewerk het nie. En dan vers 7, want die Here doen niks, tensy hy sy raad besluit, as sy knegte die profete geopenbaar het. En dan vers 8, die leeu het gebrul, wie sal nie vrees nie? As die Here spreek, wie sal nie profeteer nie? Here, kan ons hierdie woord môre vat en besef hoe belangrik is dit dat ons sal hoor wat die Gees van God sê. Here, wat U sê vir ons soveel plekke in die Bybel, in Deuteronomium 28, as jy sorgvuldig luister my mooi onderhou, sal jy geseënd wees. Jesaja 55 het ons al soveel keer gehoor, vers 3 sê, luister en jou siel sal bly lewe. En Here, dan sê daar selfde Jesaja 55, die 11de vers, my woord sal nooit leeg terugkeer na my, na waar ek dit gestuur het nie. En daarom ons vanmôre ons gehoor instel, dat ons kan hoor wat U vir ons sê, sodat ons kan doen wat U vir ons sê, dat die woorde wat U tot ons rig, Here, vrugbaar sal wees en mense se lewens verander. Daarom vra ek Here, seën hierdie woord net soos U dit kan doen, in Jesus Christus naam. Amen. Hoekom ek hierdie gedeelte spesifiek uitgehaal het vanmôre, is hulle praat van hierdie vraag wat nie eintlik 'n antwoord op het nie. Retoriese vraag. Nou om te sê retoriese vraag, wil ek gaan na Jesaja 40 vers 12 as jy vir my gaan opsit. Dit is 'n vraag wat jy nie regtig 'n antwoord kan hê nie. Dit is amper as jou vrou vir jou vra, hoor jy sit hierdie rok mooi, dan bly jy liewer stil. Dis 'n mooi praktiese retoriese vraag.
In ander woorde, hoor wat sê, wie het die waters met die holte van sy hand afgeneem? En van die hemel met 'n spaan die maat geneem, en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang, en die berge geweeg met 'n weegtoestel, en die hemels met 'n weegskaal. In vers 13, hy sê, kom ons op vers 13. Hy sê, wie die gees van die Here bestuur, en wie as sy raadsman hom onderrig. Nou hou nou net so. Onder dis sal julle sien Romeine 11 vers 33. Paulus het uit hierdie uitgetap wat hy oor die grootheid van God besing, omdat God die genade weer ook vir die heidene oopgemaak. Gaf ons nou na Romeine 11 vers 33. Wat hy begin oor diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Romeine 11 vers 1. Hy sê oor diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondig is sy oordeele en onnaspeurig is sy weer. Maar hoor wat sê vers 4. Want wie die gedagtes van die Here geken? Ek en jy ken nie God se gedagte nie. Alhoewel hy vir ons 1 Korintiërs 2 vers 16 sê, we got the mind of Christ, ons het sy denke. Maar wat is ons sy denke? Is dat ek en jy heilig moet lewe soos Petrus 1 vers 15 en 16 sê, dat ons heiligmaking moet nastreef. Dit is die gedagte van God vir ek en jou, sodat ons die ewige lewe sal bereik. Wie het die gedagtes van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Vers 35. Amen. Of wie het eers iets aan hom gegee dat hom vergeld moet word? Met ander woorde, hy sê vir Job, toe ek al hierdie goeders gemaak het, wat se insetter het jy gelewe? Nou Job kan nie, dit is 'n retoriese vraag daai wat ons glad nie 'n antwoord het. Dit is 'n stelling en 'n vraag opset, wat ons nie 'n antwoord kan gee wat ons weet. Dit is die regte antwoord. Want ons kan nie sê, hoekom het God daai besluite geneem nie? Baie keer dan vra ons, Here, maar hoekom? Omdat ons nie weet nie. Nou praai, en ek gaan lees nou weer hierdie gedeelte. Hy sê, loop 2 saam tensy hulle ooreengekom het, 'n vraagteken. Hy sê, brul 'n leeu in die woud as hy geen prooi het nie. Vraagteken. Laat die jong leeu sy stem uit sy lêplek hoor as hy niks vang het nie. Weer 'n vraagteken. Hier is als vraag. Val 'n voël op die grond as daar geen stryk vir hom is nie? Spring 'n stryk van die grond af op as dit niks gevang het nie? Word die bassein in die stad geblaas sonder dat die volk skrik? Is daar 'n ramp in die stad wat die Here nie bewerk het nie? Met ander woorde, alles gebeur met onder God se bevel. In vers 7, want die Here doen niks, tensy sy raad besluit geopenbaar het aan sy knegte en profete nie. Met ander woorde, as jy gehoorsaam is, en dit is die kern van dit, gehoorsaamheid en toewyding. Wat gehoorsaamheid sonder toewyding beteken niks nie. Dis wat ek vanmôre sê, geloof sonder vertroue beteken niks nie. Dit gaan daaroor dat ons moet doen wat God wil sê. Dan kom hy sê, vers 8, die leeu het gebrul. En hy maak eintlik 'n aanname hier, 'n stelling eintlik, die leeu het gebrul. Wie sal die vrees nie? Met ander woorde, as God gespreek het, wie sal die vrees nie? Dan gaan ons terug in die Ou Testamentiese tyd. Dan sien ons die gerugte aangaande die volk van Israel, dat hulle bang was oor die God van Israel. In Daniël se boek kan lees ons dit. Hoe die God van Israel teenwoordig was en die volke benoud geraak het. Die Here het gespreek. Wie sal nie profeteer nie? Nou hoekom Jesaja, almal 7 nou so benoudheid is vir Amasia hulle, is omdat hulle gesê, hy versprei slegte gerugte. Hulle wil nie die oordeel van God gehoor nie. Hulle wil nie gehoor wat die Here op hulle voor hulle deur lê en hulle lewe verander nie. Hulle wil met hulle ou manier aangaan om afgode te dien. En ek wil vanmôre sê ons elkeen met ons vanmôre in dieselfde situasie staan, dat daar almos is wat met ek en jou praat vanmôre. Dat ons kan kyk in ons eie lewe vanmôre, introspeksie kan doen en kan kyk maar hoe lyk my lewe vanmôre teenoor God? Vir die mense lyk ek dalk goed. Van my vrou, my man en my kinders lyk ek dalk goed. Maar is ek op die plek wat ek God se beeld uitdra? Is ek op die plek wat ek totaal en al toegewyd is in dit wat God van my verwag? En die boek Amos is een van die kragtigste profetiese boeke in die Ou Testament.
Omdat hy afspeel hy speel deur tot in die boek Openbaring. As jy Sagaria, hy verwys hierso, hy sê vers 1, hy sê die woord van Amos, een van die skaapboere van Tekoa, wat hy gesien het en aangaande Israel in die dae van Usia, koning van Juda, en in die dae van Jerobeam, die seun van Joas, koning van Israel, 2 jaar voor die aardbewing. Nou as jy dan kyk na daai skrif, daai aardbewing, verwys hy na Sagaria 14 vers 5. Sit met Sagaria 14 vers 5 op, dan sal jy sien. En dit verwys wanneer Jesus terug gaan kom, sy voet op die Olyfberg gaan sit en daar die Olyfberg in 2 gaan skeur. So dit is 'n profetiese boek hierdie eintlik. Hy sê en julle sal vlug in die dal van die berge, want die dal van die berge sal loop tot by die Asal en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewings in die dae van Usia. Met ander woorde wat hy hierso verwys, die koning van Juda, dan sal die Here my God kom, al die heiliges met hom. Met ander woorde, hy verwys ons na die eindtyd wat sal gebeur in Openbaring. En dit is hoekom ek sê Amos is 'n baie belangrike boek, alhoewel ons nie baie aandag aan hom gee nie. En daarom is dit belangrik vanmôre dat ek en jy sal luister wat hy van ek en jou wil sê vanmôre. Amos was nie 'n priester nie, ek het dit vir u gelees in Hoofstuk 7. Hy was nie 'n erkende profeet nie, hy was 'n herder en versorg moer by vye, wat ons in vers 14 van Hoofstuk 7 gelees het. Tog roep die Here vir hom en sê, ek wil hê jy moet met Israel gaan spreek. Gaan na Israel toe, kom spreek teen die ongeregtigheid van Israel. 'n Volk wat uiterlik godsdienstig voorkom, maar van binne af is hulle verrot, hulle is korrup. In die Nuwe Testament sê, julle het die gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan het julle verloor. Dan word ons nie ons meer lyk nie, dit is wat ons sê, wat ons doen, en eintlik die hele ding, dit gaan oor my motiewe van in my hart. Is my motief suiwer voor God? As ek vir iemand sê, jy's mooi, kom dit uit my hart uit, of is dit omdat ek iets nodig het daartoe? Kom dit uit my hart uit, omdat ek die mooi van Christus in daardie persoon sê? Tog roep God om te spreek teen die volk van Israel. 'n Volk wat uiterlik godsdienstig was, maar innerlik korrup. Amos 3, vanaf vers 3 tot 8. Kry ons die verklaring hoekom Amos moet spreek, want hulle vra van wie het gesê jy kan preek. Dan sê hy ons in Hoofstuk 7 vers 11 tot 15. Wat so het Amos gesê. Jerobeam, dit is nou wat Amasia vir Jerobeam sê. Wat so het Amos gesê, Jerobeam sal deur die swaard sterf. En Israel sal seker uit sy land in ballingskap gaan. Toe sê Amasia, hy was die priester van God tempel, vir Amos, gaan weg Sidon, vlug na die land Juda en eet brood daar en profeteer daar. Maar in Bethel, die huis van God, kyk op Bethel, mag jy verder nie meer profeteer nie, want dit is 'n koninklike heiligdom en 'n tempel van die ryk, tempel van afgode. Hy sê toe vers 14, toe het Amos geantwoord en aan Amasia gesê, ek was geen profeet en ook geen profetiese seun nie, maar ek was 'n veewagter en 'n kweker van wilde vyebrood. Maar die Here het my agter die klein vee weggeneem en die Here het aan my gesê, gaan heen, profeteer teen my volk. Anderwoorde die hoogste gesag het vir my gesê, gaan praat teen my volk. En dit is wat die Here vanmôre van ek jou vra. Verkondig ons onsself of verkondig ons God se koninkryk? En dit is so belangrik vanmôre dat ek en jy kyk die wêreld daar buite. Hoe siek is dit, hoe ellendig is daar buite. En ek en jy kan 'n verskil maak. En ek wil weer na die ou retoriek gaan. Toe Jesus aan die kruis sterf het, toe was daar 12 disippels wat in die binnekring van Jesus wat hierdie kosbare evangelie moes uitgedra het. En dan die hele wêreld deurgetrek. En ek en jy die voorreg vandag om hierdie woord te sit. Amen. Daarom sê hy vir Petrus in Matteus 16 vers 18. Hy sê, jy's Petrus, nog hierdie rots sal ek die kerk bou. Dan kyk jy so en hy sê, die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig.
So met ander woorde, as ek en jy God se woord gespreek het, spreek ek en jy in gesag. Pastoor 3 sê ons spreek nie uit oorwinning, ons spreek vanuit 'n oorwinningsposisie. Met ander woorde, ons die prys is klaar betaal. Ek leer, jy leef al reeds in oorwinning, maar ons moet dit sê, ons moet dit leef, ons moet dit doen. En hoe meer, en ek het met die manne by donderdag aand gesê, aangehaal, dat in Spreuke 18 vers 21, dood en lewens in die tong van die mens. Met ander woorde, as ons negatief spreek, gaan ons sien druie oes. As ons positief skryf, dan gaan ons gesindheid verander. Ons gaan anders te kyk na omstandighede. En ons sal sê, weet dit gaan moeilik bly, maar die Here is besig in 'n proses om my deur te vat, dat ek op 'n plek kan kom, waar ek meer bruikbaar vir die Here is. Daarom is dit nodig dat as ek en jy praat, uit God se woord, dat ons eie identiteit is, maar God se identiteit. Dat ons dit verklaar in die wêreld daarbuiten. Almal se antwoord, omdat God self gespreek het, sal hy dit doen. Hy sê, wanneer die leeu brul, bly niemand kalm nie. Dit is wat hy vir ons probeer sê, wanneer God spreek, kan geen ware profeet stil bly. Hierdie gedeelte maak ons bewus van die noodsaaklikheid van môre en die gesag van God se stem en die verantwoordelikheid daarvan te ervaar. In ander woorde, as die Here vir ek en jou opdrag gee, dan sê hy vir jou, Kili, jy is die ideale persoon om dit te doen. Ek wil nie iemand, ek wil nie Aaron hê nie, ek het Moses gekies om dit vir my te doen. Alles sy swaar van spraak, maar ek geweet hy is by vermoë om dit te doen. Want hy sê vir my Psalm 139, as jy vir my vers 12 van sê, Psalm 139, dat jy net kan weet hoe wonderbaarlik het die Here jou gemaak. Dan weet jy vanmôre, jy is in staat om te doen wat God wil hê jy moet doen. Moet nie kyk vir iemand anders te nie. Psalm 139 vers 12. Dan gaan ek so 'n paar 3 verse daarop lees. Hy sê, dan selfs is die duisternis vir u nie donker nie. En die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig. Maar sê, want u het my niere gevorm, my in my moeder skoot geweef. Nou, u wat kan weet wat weef is. Dis delikaat. Hulle sê dis van weefstof gemaak, dan weet jy, as jy was moet jy versigtig was. Jy kan nie sommer net nie. Alraai, dit is wat dit beteken. Jy is baie delikaat gemaak. Jy wil altyd bad loop, kyk onder jou voet, my nie neven, vrymaak. Want dit is hoe spesiaal jy vir die Here is. Hy sê vers 14, want hy sê, ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is die werke en my siel weet dit al te goed. Kyk jy na die uitlaas en sê vir hom, jy is wonderbaar. Amen. Prys die Here. Prys die Here. In ander woorde, jy is wat God jou gemaak het. En jy kan doen wat God sê jy kan doen. Amen. Want hy sal nie 'n fout gemaak het nie. Hy kan nie 'n replika maak nie. Hy kan nie 'n namaaksel maak nie. Jy's reg, jy's genuine. Daar kan nie nog iemand soos jy wees nie. Hy het in al die tyd van wat die wêreld ontstaan, het hy besluit, hierdie tyd sal jy op die aarde wees, met jou temperamente, met jou nik en grille, en al die goede, want hy het 'n spesifieke ding uitgeknip vir jou. En dit is wat die Here vanmôre wil hê, dit is wat hy wil hê, die kerk moet wees. Dit wat God wil hê, elkeen moet wees. Ons moet in die volheid van God se krag, moet ons kan lewe vanmôre. Hy sê, wanneer 'n leeu brul, bly niemand kalm nie. Wanneer God spreek, kan geen profeet stil bly nie. En daarom is dit so noodsaaklik dat ek en jy die verantwoordelikheid sal vat, wat God wil hê ek en jy moet doen. Dit nie afskyf op iemand anders nie. Ook nie rede soek as dit misluk nie. Want baie keer as jy, elkeen wat hier sit vanmôre, seker jy in jou lewe deur 'n tyd gegaan, wat jy gesê het, ek sal dit nie maak nie. En as jy weer gekom het, jy kyk terug, dan sê wie die Here het my op pad gevat, wat moeilik was, maar nou verstaan ek dit. Abraham het dit gedoen. As Abraham tent opgeslaan het, dan sê die Here vir hom, Abraham, jy het klaar geoffer. En as dit nog, hy sê, offer is nog warm, dan sê die Here vir hom, slaan op en trek. En so het Abraham getrek en trek, sonder om te weet waar hy gaan. Maar hy was gehoorsaam en het gedoen wat God wil gehad het. Amen. En jy kon Abraham gevolg het, want waar jy die altaar begin warm word, het jy geweet, jy is naby aan Abraham.
En dis is wat ek en jy moet doen. Ons kyk daai altare wat in ons lewe gebruik het. Wat gebeur het? Moeilike tye wat in ons lewe plaasgevind het. Dis altare wat die Here daar geplaas het. Sodat ek en jy hier kom dat ons kan terugkyk en ons sien, maar die Here het ons deurgedra van daai tyd tot en met nou. En hy gaan ons vorentoe ook gaan hy ons deurdra. Ons is net tydelik in hierdie situasie môre. Daarom is dit wat hy sê, loop twee saam tensy hulle nie ooreengekom het nie. Weet terwyl ek hierdie week sit met hierdie ding, luister ek na 'n ding wat iemand sê, ons almal gebruik GPS deesdae. Maar ons nog nie een wat hierso sit wat my kan sê, sy GPS het volgesê is verkeerd nie. Wie sê nou GPS toch gesê is verkeerd? Hy sê maak my U-turn. Amen. Herbereken. Volgende afrit. En baie keer is ons so. Ons wil nie die verkeerd ken nie. Ons wil ander rede soek. Ons wil ander paaie soek. En vanmôre wil ek net sê, ons moet ooreenkom met God. Ons wil sy pad bewandel. Ons wil die pad in die rigting loop wat hy vir ons het. En hier begin Amos. Dit is 'n eenvoudige beeld van twee mense wat saamloop op die pad. Hy sê hulle kan nie saamloop as hulle nie eers ooreengekom het oor die rigting nie. Ek dink ek gaan vertel. Sê vanmôre het iemand hier so ek weet nie was die werk nie. En wat sy vrou is knaap op mekaar se hare. En hulle sien nou die berade. En dit gaan goed en hier so 12 uur in die nag toe bel die man die berade. Hy sê, en nou wat? Hy sê nee, ek het 'n probleem. Hy sê jy en jou vrou het probleme gehad. Hy sê ja. Hy sê hy sê nee, my vrou het gesê die keer ek is reg, wat doen ek nou? Ja. Sê ons, dis ons moet ooreenstem, 'n pad wat ons wil wandel. Wat die woord sê, hy sal in homself verbeeld, sal nie staande bly. Wil ek vanmôre vir jou sê, kom ons loop die pad wat God wil hê. Hy gee vir ons die kaartjies op. Hy gee ons die uitleggies op. Hy gee ons die roetekaart vir elke plek wat ek en jy moet vermy. God kan nie saam met 'n volk wandel wat nie saam met hom wil wandel nie. En dit is so, julle baie vriende gehad, ons het baie vriende gehad. En nou as een keer ek my seun getrou het, het ek omdat ons so erg was oor bote, het ek die tema gebruik oor sy boot, die huweliksboot. En ek het voorbeeld gebruik van 'n reis, 'n groot vakansieboot. Ek sê dan vir hulle, in daai boodskap ek wil sê, julle sal op julle reis deur die lewe, sal julle by verskillende hawe stop. Daaroor is seisoene in julle lewe waar die kinders is, groot is, die skole is en. En by daardie hawe sal daar mense opklim, vriende word. Maar die volgende hawe sal die afklim, maar verloor jy daai vriende. En so gaan, maar die verantwoordelikheid bly nog julle sin, om seker te maak dat daardie boot by sy bestemming kom. En die tema van daardie boodskap was eintlik Psalm 137. En die storm het stil geraak. En hy het hulle gegee die hawe van hulle begeerte. Daarom as ek en jy voor God stil word, dan sal hy ons hawe bepaal waar ons moet wees. Ons bestemming, as ons op hom alleen toetrek. Want dit is hoekom dit belangrik is, dat ons met hom sal wandel. Israel het beweer dat hulle God se volk is. En as jy Paulus se geskiedenis gaan lees in die boek Romeine, dan sê jy sien hoofstuk 9, 10 en 11. Hoofstuk 9 kom Paulus vanuit 'n hartseer, omdat die Jode nie die evangelie van God wil aanvaar en dit hulle eie maak nie. En dan raak hy opgewonde in hierso hoofstuk 10 en 11, dat hy die Here hierdie genade deur vir die heidene oopgemaak het. En dit is om Romeine 11 vers 33, wat hy sê oor diepte van die rykdom. Want Paulus besef hoe groot hierdie liefde en die genade is, dan kan hy nie verstaan, hoekom kan mense dit vertraag of minag nie. En ons leef in dieselfde tyd, daarom sê hy vir ons in Romeine 6, vers 1, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ek en jy moet die genade van God omhels vanmôre en sê, Here, dankie vir u genade. Dit is die genade wat ek maak, dat ek vanmôre hier saam. Dis nie my eie toedoen nie.
Dis nie deur iemand anders wat briljant was nie. Dit was uitsluitlik die genade wat maak dat ek staan vanmôre. Dis uitsluitlik genade wat maak dat jy in die kerk sit vanmôre. Dis uitsluitlik genade dat jy God se stem gehoor het die dag toe jy geroep het. Israel beweer dat God se volk is waar hulle verwerp word. Hulle verdruk die armes. Die regverdiges ignoreer hulle. Die offers wat hulle bring is vuil offers as te ware. Nie met 'n skoon hart of 'n skoon gewete nie. Hulle die armes verdruk. Ons sê dikwels dat ons met God wandel. Maar leef ons werklik in ooreenstemming met sy woord wat hy vir ons sê? Hy sê vir ons Matteus 5 vers 48, wees dan volmaak, soos jou Vader in die hemel volmaak is. Daardie volmaaktheid is nie sonder sonde nie, maar dit is die liefde van God. Leef in daardie liefde wat ek vir julle het, wat hy vir ons in 1 Johannes 4 vers 8 die B-gedeelte sê, want God is liefde. Dis in daardie liefde wat hy wil hê ek en jy moet wandel, sodat ons 'n verskil in ander mense se lewens kan maak. Ons sê dikwels dat ons God liefhet. Om met God te wandel beteken nie net om hom te ken nie, maar om met hom saam te stem, my foute in my lewe te erken, te bely. Sit vir my in Johannes 1 vers 8 en 9 op. Hy sê, as ons sê ons sonder sonde, dan bedrieg ons onsself. In Johannes 1 vers 8. Mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie, maar dan kom hy met die genade weer na vore in vers 9. As ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Halleluja. En ons wil altyd weer een persoon vra my terug, pastoor, maar wat is sonde? Dus ek het jou lysie opgemaak en kom, dit wys my op, want ek weet nie. Ek sukkel self om in die teenwoordigheid van God te bly met 'n rein hart en 'n skoon gewete. Want ek het ook versoekings, ek word ook kwaad. Ek raak ook ongeduldig. En as my kom knyp, waar jy voel ek sorg mense, ek kry ook seer, ek word ook honger. So elke mens moet jou eie heil uitwerk met God. Dis ook my Matteus 9 vers 12 sê. Hy sê hospitaal is vir hulle wat siek is, nie vir hulle wat gesond is nie. So die dokter hulle kan gesond maak. Ek en jy moet hulle by die hospitaal uitkry. Ons moet hulle by die dokter uitkry, sodat hulle genesing kan ontvang. En dit is wat belangrik is vanmôre wat hy al ons vir ons wil leer. Ons sê maklik, die Here ken my hart. Maar ken ons vanmôre die hart van die Here? En dit is 'n retoriese vraag ook daai. Ken die Here my hart? Ek ken God se hart, want die woord van God spel dit vir my uit. Maar weet ek regtig wat my toestand is voor God? Elke verhouding met God begin by die ooreenkoms. As God sê nee vir sonde en ek sê ja, dan is dit nie 'n goeie verhouding met God nie. Dan kan ek nie saamstap met hom nie, want dit is nie wat hy wil hê nie. En hy kom met 4 verskillende voorbeelde wat hy kan, beelde wat hy uitlaat, die leeu, die voël, die strip en die bassein, om 'n geestelike beginsel te illustreer. Want elke gevolg wat ek en jy, elke gevolg het 'n oorsaak. Met ander woorde, ons wat iemand geskiedenis gehad op skool, weet daar was gevolge en oorsake. Daar was 'n oorsaak hoekom daar oorlog was en wat was die gevolge van daardie oorlog. So is dit in ons geestelike lewe ook. Daar's gevolge wat ek en jy dra, maar wat was die oorsaak? In 99% van die tyd is dit as gevolg van ongehoorsaamheid toe die Here met ons spreek het. En vanmôre wil ek miskien klink of ek baie hard trap vanmôre, maar wat ek vanmôre ons het nodig om by God se kruispunt uit te kom, want ons sê Here, vandag maak ek 'n besluit om u pad te wandel. Ek wil saam met u wandel. Ek wil die hand vat vanmôre en ek wil wandel in die pad, want as u met my spreek, dat ek ook kan spreek. Ek wil nie spreek wat ek dink nie, ek wil spreek wat u in my hart lê, Here, wat u my verstand bevrug met dit. Die leeu brul nie sonder 'n reën nie, sê in vers 4.
Die leeu brul in die woud as hy geen prooi het nie. Die leeu brul nie net as hy prooi in die oog het nie, of gevang het nie. Maar ons kamp 1 jaar, ons het gekamp, ons by die voetpad. En ons, ek en die familie, ons verskillende bungalows, en toe my vrou en my meiskind oorstap na die ander kinders se bungalow toe daar gebrok van 'n leeu. Nou, noodloos om te sê, alles met spoed daar die raai klippe. Net by die aanhoor van 'n leeu wat brok. En ons weet, dit is het. Nou, almal kom en hy verduidelik, wil daai inslag wat ek in jou tuis bring. Hoe erg is dit as God praat, dat ons sal luister. Israel val, dan is dit net 'n blote per ongeluk nie, of omstandighede nie. Dit is die gevolg van geestelose ongehoorsaamheid. 'n Bassein klink nie sonder 'n waarskuwing in sy vers 6. Hy sê, wanneer die bassein in die stad geblaas word, weet die mense, daar is gevaar. Net so waarsku God altyd deur sy profete, wat vir ons die oordeel spreek. En wat doen ons? Ons jaag hulle weg, ons verjaag hulle. Ons wil nie hoor wat hulle sê. Hulle blaas die geestelike bassein, maar die mense het doof geword vir dit. En dit is vanmôre belangrik dat ek in jou plek kan kom en sê, Here, ek wil vanmôre vir u sê dankie, dat ek nog u stem kan hoor. Here, ek het nog nodig dat ek u stem kan hoor vanmôre. Ja, ek weet, dit is noodsaaklik om u stem te hoor. Amos, hulle het hom weggejaag, hulle het gesê, wie het jou die reg gegee om te spreek? In hoofstuk 7 het ek gelees, hy sê die Here van Israel, die God van Israel, het vir my gesê gaan spreek. Amen. Wat jy daarmee doen is jou saak. As God vir jou opdrag gegee het of iemand te gee, dis nie jou verantwoordelikheid nie. Jy afgelewer wat God gegee het. Daarom sê hy vir ons in Jesaja 55 en die 11de vers, sit hom vir my op. Hy sê, my woord sal nie leeg terugkeer na my, wat ek gestuur het nie. Wil ek vanmôre vir jou sê, partykeer is ons bang om te sê wat die Here vir ons gesê het. Want ek wil vir jou sê, wees dapper. Moenie bekommer, Jesaja 55 vers 11. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag. En voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Ek en jy hierdie week uitgaan. Want hy sê vir ons in Matteus 28 vers 19. Gaan aan julle maak disippels. As jy hierdie evangelie gaan uitdra vir mense, dit is nie jou woord wat jy dra. Dit is God se woord. Halleluja. En dit sal nie leeg terugkeer nie, maar dit sal voorspoedig wees na waar jy dit gestuur het. Waarom moet ek en jy vanmôre sê, Here, ek sal opstaan. As u spreek, sal ek beweeg. En ek weet, dit is 'n groot uitdaging vanmôre, en ek gaan die uitdaging saam met te staan. Om te sê, Here, ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie, maar as u vir my sê, dan gaan ek weer kom sluit oop. Dan vra ek, jy sal my saans. Jy vanmôre sê, Here, as jy met my spreek, sal ek beweeg. Here, ons staan vanmôre voor u, Here. Here, ons weet vanmôre, ons uit onsself is ons onkundig. Uit onsself, Here, is ons altyd skaam en bang. Wat sal die mense sê? Here, maar daar sal 'n dag aanbreek wat ons sal sê, Here, dankie dat ons gepraat het. Want dit wat ons gesê het, hier is die bewyse saam met ons. 'n verskil in mense se lewens gemaak het. Daarom vra ek, Here, dat U elkeen wat vanmôre in hierdie kerk gebou is, elkeen wat staan, Here, so intens bewus sal maak van U liefde vir hulle, Here. Here, ons wil dit nie onder dwang doen nie, dan is dit dwangarbeid. Here, ons wil dit nie op ons eie doen nie, want dan het ons nie ooreenkom met U gegaan om die pad saam met U te loop nie. Here, ons wil dit nie uit vrees uit doen omdat ons bang is vir die leeu nie. Nee, Here, ons wil dit doen uit gehoorsaamheid, uit liefde vir U, Here. En daarom wil ons sê dankie, Here, dat ons vanmôre deur U troon van liefde en genade kan natree. Dankie dat ons vanmôre in U teenwoordigheid kan vertoef, Here.
En die Here, my gebed is vir elkeen wat staan, Here, dat julle ryklik sal seën, Here, en dat u vir ons sal sê, dapper help soos u vir u koning Gideon gesê, Gideon gesê, jou dapper help, terwyl hy gesê, Here, ek is die kleinste van my familie, die minste in die geslag, Here, wil ek vanmôre sê, Here, dat hy ook, dat ons ook soos hy sal opstaan, en sal doen wat u wil hê ons moet doen. Yes. Here, daarom wil ek vra, Here, seën elkeen, soos u dit alleen kan doen, in Jesus Christus naam. Amen. Baie dankie, kan die sitplek neem, prys die Here. Ons staan ons sal ons hier voor ons hier. Net die afkondigings vir die res van die week. Dinsdag is daar die vroulike eetie.